Vandag se gesprek gaan oor hoe ons selfwaarde, seker nou nie almal van ons nie, maar ek dink die meeste mense in die westerse wêreld koppel selfwaarde aan geld. En hoekom is dit so? Kyk, ons het 'n wêreld opgebou, veral in die Weste, maar sekerlik nie net meer in die Weste nie, wat baie gaan oor materialisme. So dit wat jy besit, die huis waar jy bly, die motor waarin jy ry, jou foto's wat jy post op sosiale media van jou vakansie met jou gesin in Italië. Weet waar jy saam met 'n groep persone staan en julle het hierdie pragtige sonsondergang op hierdie idilliese eiland wat julle daarso wys vir die wêreld. Um en ek dink geld is 'n statussymbool. Geld wat jy doen daarmee is iets wat vir die wêreld daar buite kan wys, weet jy wat, ek het dit gemaak. Ek is okay. En ek dink ongelukkig is dit iets wat baie keer nie alleen mense se selfwaarde bepaal nie, maar dat jy dan 'n baie negatiewe uitkyk kan hê oor mense wat nie noodwendig dieselfde finansiële sukses behaal het as jy self het nie. Kyk, dis natuurlik kom dit nou neer op vergelyking, né? Soos jy nou sê. Ons kyk na ander mense, ons vergelyk hoe suksesvol as ons as persoon, nie net van hoe suksesvol ons as 'n mens is teenoor ander mense. Maar nou, ons sê altyd vir mense, mens moenie so vergelyk nie, maar my probleem is, dis nie net dat ons dit outomaties doen nie, dit is dat ander mense doen dit met ons ook. Dit is nou een ding dat Hmm. jy nou sê, wat ander mense kyk na ons en gaan, daai een het nou ry 'n ou heel karretjie sies tog. Jy weet, en dan dit is verskriklik. Ons samelewing is nie net een kant toe dat ons deel dat die fout maak om te vergelyk nie. Dit gaan alle kante toe die hele tyd. Hoe Waar kom dit vandaan in 'n mens? Hoekom is dit nodig om suksesvol te wees? Ons as 'n individu. Ek weet nie as 'n groep nie. Maar kyk, ek dink as mens nou regtig wil teruggaan in tyd, is dit eintlik iets oor oorlewing. As jy groot geword het 1000, 2000, 3000 jaar terug, weet moet jy kon jag om kos te kry of jy moes kon weet wat groei waar om goed te gaan uitgrawe vir jou gesin, jou familie, jou trop, jou um village om aan die lewe te bly. En natuurlik dan die tweede gedeelte is jy moet weet hoe om mure te bou, weet of dit nou takke of bosse is of later dalk meer gevorderde bakstene en so voorts om almal veilig te hou. So as jy dit nie kon doen nie, sou die leeu's jou opgeëet het, weet, sou jy waarskynlik moes die hele tyd rondtrek om nie te vergaan van die honger nie. So ons het 'n manier nodig gehad om onsself veilig te hou. En as jy sekere vermoëns gehad het om byvoorbeeld mure te kon bou en daar langsaan was daar 'n persoon wat goed kon jag en het jy gesê maar ek gaan vir jou mure bou om jou village, jou dorpie en dan in ruil kan jy vir my nou weet soveel vleis bring en dan kom daar 'n ander ou en sê maar ek kan brood maak, ek het hierdie wonderlike goed ontdek wat nou lyk soos mielies of koring en dan sal ek julle nou weer ruil vir brood. En dan iemand sê maar okay, maar ek kan vir jou warmer klere maak. Ek gaan vir jou met die velle as die jagte dit vir my gee, kan ek vir jou klere maak daarvoor en dan kry ons nie so koud in die winter nie. So het ons aanvanklike handel gevoer met al hierdie dele of items wat deel was van mense se professies en dit was eintlik eers baie later wat mense begin het om muntstukke te gebruik en dan ook goud en silwer en so voort. En ek dink dan ook het in die antieke wêreld het baie samelewings hulle rykdom gewys deur tempels te bou of dat hulle 'n kolosseum gebou het of publieke werke dat hulle 'n monument gebou het dat hulle eintlik bietjie kon afshow in terme van maar kyk wat het ons reg gekry. Ons het die geld om al hierdie tipe dinge te bou. En natuurlik oor tyd was dit baie meer dat dit gegaan het oor die land, eienaarskap van land wat jy besit het of dat jy baie meer vir die publiek wou wys hierdie satijnklere wat jy dra, hierdie juweliersware wat jy dra. En dan weer later het dit gegaan dat dit gaan oor banke dat daar samelewings was wat baie finansiële krag gehad het deurdat hulle geld of goud of ander simbole of kunswerke
in 'n bank kon bewaar en jy kon geld leen daaroor. En so het dit alles ontwikkel. En ek dink ook die ander ding wat interessant was is dat die aanvanklike geldeenhede wat daar was, het prentjies opgehaat van diere. Dit het simbole gehad van byvoorbeeld 'n leeu as jou area waar jy gebly het, die leeu die koningshuis se simbool was en later was dit meer gode gewees. En in die Romeinse tyd het hulle begin om sketse of te gebruik na 'n persoon se dood van hoe hierdie persoon gelyk het. Mense soos ek dink Alexander die Grote ensovoorts. En dit was eintlik eers Julius Caesar wat simbool van homself op 'n muntstuk gewys het terwyl hy geleef het. En natuurlik was dit ook dan 'n indikasie gewees van jou finansiële rykdom, jou koninkryk se mag, se prestige dat jy hierdie kon doen wat nie alleen vir die wêreld wys hierdie is die muntstuk wat ons gebruik om handel te dryf nie, maar weet jy wat hierdie koning die Caesar se gesig op die muntstuk ook. Die groot probleem daarmee is, en dis wonderlik as iemand dit reg kry en hulle kan dit tentoonstel op sy werk of wat jy wonderlik, jy kan ons doen wat jy wil. En ons kan ook nie vandag vir mense sê jy moenie hou op so voel nie. Want dit soos jy sê, dit kom soveel dekades al aan as deel van ons menswees om hierdie vergelyking te maak. Maar my probleem is, Anton, dit gaan gepaard met amper alle sielkundige diagnoses wat ons bespreek op Wie is ek, gaan hierdie mee gepaard. As jy nie genoeg het nie, is jy nie goed genoeg nie en daar is angs en dan is daar depressie. En as jy genoeg het, maar jy is bang jy verloor dit, dan is daar angs, daar is uitbranding, hier is soveel selfwaarde en 'n sielkundige diagnose is, ek wil amper sê, toe Caesar besluit om sy gesig op daai muntstuk te sit, het hy 'n diagnose begin wat ons vandag nog steeds deurvoer. Nee, ek dink verseker so en ek dink baie van dit is dalk Caesar ook was goeie bemarking geweest. Weet jy het jouself net daar buitekant gesit op 'n silwer of 'n goue muntstuk, weet so jy word in die wêreld gesien as 'n magtige heerser. Maar ek dink bemarking speel vandag nog 'n baie groot rol daarmee saam. Weet ek nou en dan kry ek 'n advertensie wat oppop wat kom ons sê maar net 'n vervaardiger in die ooste hulle goed bemark en sê shop like a billionaire. Weet dit is daai tipe ding van waar jy kan al die tipe dinge koop en dit is eintlik so goedkoop. En mense gaan nou sien jy het hierdie besondere fiets of jy het hierdie wonderlike klere of wat dit ook al mag wees gekoop want dit is eintlik redelik goedkoop maar jy lyk soos 'n biljoenêr en dit is daardie idee wat mense wil gee wat hulle nou uitstraal na buitekant toe of dit nou Julius Caesar was of dit ander mense was oor tye maar wat dan 'n statussimbool wil uitstraal in terme van wat het hulle bereik. Kyk na my. Daar is natuurlik mense wat heeltemal die teenoorgestelde ingesteldheid het. Ek dink die laat 60, 70se hippie culture was heeltemal die teenoorgestelde wat sê ons gaan nie vir materiële goed nie. Ons is teen die idee van finansiële rykdom is wat sinvol is in die lewe en vir ons as mense. Maar dit is dat daar altyd maar 'n kompetisie is ten opsigte van wat jy kan doen met jou geld. Um as jy jou toekomstige skoonpa vra om met sy dogter te trou, sal hy vir jou vra, "Maar kan jy sorg vir my dogter?" En as jy nou so half 'n flimsie antwoord gee, dan gaan hierdie skoonpa dalk nee sê. So dit is ook belangrik in terme van sekuriteit. So ek dink dit gaan nie net oor die vergelyking nie, maar dat daar 'n sekere sekuriteit lê in ons finansiële welstand. En dan dink ek die ander kant van die muntstuk is dat mense dan ook moet kyk wat gebeur as mense dan groot finansiële verliese ly. Jy weet as daar 'n aandelemark is wat val, as daar 'n slinkse persoon was wat vir 'n klomp persone gesê het man investeer, ek het hierdie wonderlike beleggings of ek gaan hierdie wonderlike klomp woonstelle bou op die seefront en dan kom jy later agter maar hierdie was net 'n skelm geweest en jy het al daai geld verloor en hoe geweldig erg dit vir mense is om hierdie finansiële verliese te ly. Dit is so erg soos om 'n persoon in die dood af te staan vir sommige mense, nie vir almal nie, maar dit is 'n geweldige skok en dit is 'n geweldige trauma as daar finansiële verliese gely word.
En dan dink ek die ander gedeelte is dan ook skaamte wat daarmee gepaard gaan. Maar hoekom was ek so dom geweest? Wat het my besin om dit te doen, om hierdie persoon te vertrou? Ek moes tog van beter geweet het, maar dit gebeur. En ek dink dit is dan nie alleen die vergelyking van mense wat sê kyk hoe goed doen ek nie en ek is so suksesvol nie en kyk die mooi klere wat ek dra of die nuwe kar wat ek elke 3 jaar koop nie. Maar ek dink die ander ding ook is dat as dinge regtig swaar gaan dat mense sosiaal onttrek, dat hulle meer angstig raak, depressief raak en dit kan lei tot sielkundige probleme. Maar nou net hier, want die tyd is nou klaar, ons moet nou net hier, net seker maak, mense besef, daar is hulp. Ek bedoel, jy hoef nie te voel dat jy jouself vergelyk met ander mense nie. Daar is mense wat dit regkry wat dit nie doen nie, wat baie gelukkig lewe met wat hulle het en dit kan internaliseer. En ek dink dis juist hoekom daar professionele mense is om ons te help deur hierdie eeueoue patroon wat in ons genetika vasgelê is, soos 'n plaat loop dit in ons kop, om te kan werk met geluk vind op plekke wat nie hierdie selfwaarde by geld is nie. Of om gesond na jou selfwaarde met geld te kyk, om op 'n gesonde manier te kyk. Nee, ek dink definitief so. Ek dink dit is juist dat die probleem met geld en materiële dinge is dat iets kan skeefloop en wat gebeur as jy alles verloor? Weet dan is dit amper asof jy jou identiteit verloor het wat jy daarin gekoppel het. En of dit nou gaan oor klere of dit gaan oor waar jy bly of so voort, daar gaan altyd beperkings wees. Daar gaan altyd iemand wees langsaan wat baie beter doen of iemand wat baie slegter doen. Weet ek spot baie met myself en sê soos hierdie hemp wat ek vandag hier aan het, weet ek koop my hemde baie keer by Hospice, weet ek koop dit by tweedehandse winkels. Want baie keer het hulle items wat nie alleen vir my iets is waarvan ek baie hou nie, maar is baie bekostigbaar. En ek dink ook nie dit gaan daaroor in terme van maar ons is net mense, so ons het die keuse soms om klomp geld op iets uit te gooi. Maar weet jy wat, as ons net gelukkig is met iets baie eenvoudigs en so voort, en dalk meer waarde heg aan verhoudinge, meer waarde heg aan ervarings wat ons kan hê net hier rondom onsself, dat dit nie iets eksoties hoef te wees nie, en weer dat ons investeer in terme van ons eie menswees en ons menswees in gemeenskappe. Dit dra tog net soveel meer waarde as die horlosie wat jy dra. Indien jy enige vrae het, kan jy e-pos stuur na lise@wsek.co.za. Ek sê baie dankie aan Anton Bemer. Hy is 'n kliniese sielkundige op Stellenbosch. Al sy besonderhede is beskikbaar by hierdie gesprek. So gaan kyk gerus daar. Deel die gesprek, mens weet nooit wie het nodig om dit te hoor nie. En jy moet 'n heerlike dag verder en onthou net, kyk mooi na jouself.